Is môre Trevor? Môre, jammer julle, my Nee. tablet wil nie werk nie, nou het ek op my foon gegaan. Nee, dis geen probleem. Ons is rustig. Ons het sommer net so in die algemeen gechat. Jy is baie dankie dat jy ons vir ons kom join het vanoggend. Ons is net 'n groep manne en wat elke Vrydagoggend inlok. Deur COVID het ons maar op Zoom gedoen, maar andersins kom ons gewoonlik weg by mekaar by Vredelis gemeente. Ek het net nou vir die manne gesê ons gaan volgende Vrydag ons is weer terug by die kerk dat ons mekaar weer dan in die lewende lywe kan sien. Maar Trevor, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. En die vloer is jou nou, mag die Here jou seën en ek hoop die boodskap wat jy vir ons geglo dit gaan vir ons seën ook en ja, so the floor is all yours. Baie dankie julle, dankie dat julle my genooi het, dit is my voorreg. Ek glo julle het sommer al gebid, so ek gaan sommer wegval want ek weet die tyd loop ook. Ek wil net vanoggend so vinnig met julle 'n bietjie my getuienis deel. Ek het maar in 'n Christelike huis groot geword. My pa was maar 'n moeilike man gewees. Hy het altyd sommer baklei en hy het my altyd sommer so opgetel met 'n fanbelt pak gegee en alle goede. En toe kom hy tot bekering en toe ek seker so 10 was, 11 was en skielik toe verander ons hele huis en ons begin kerk toe gaan, ons is meer in die charismatiese kant en ons het op Sondag kerk toe gegaan en ons het sommer 4 keer op 'n Sondag en so aan. En toe dinge nou, my pa het in bediening ingegaan en hy swaalf in en uit en allerlei goed het gebeur en op die ouene toe het hy en my ma nou 'n bietjie probleme opgetel en toe besluit ons trek Kaap toe en van Johannesburg af, ons het in Eastville gebly, so klein dorpie en toe trek ons Kaap toe en hier in die Kaap het ons het daar in 'n 19 vertrek huis gebly met 7 slaapkamers, ek het 2 kamers gehad en toe trek ons hierso na die karavaanparkie toe in Hardekraaltjie en toe later in 'n 2 slaapkamer woonstel in en dit my bietjie, dit was nie vir my so lekker nie, toe ek so staan agter, so 9 in matriek, ek was 'n bietjie uit die pad uitgegaan, half die dinge gelos, weet, en toe ek dink maar my pad gestap en ek's aan my toe en toe ek terugkom, ek vertel nou maar baie kortliks, want ek wil eintlik by die dinge uitkom wat die Here gedoen het, jy weet, en nou maar so my eie lewe gelewe en so, en toe ek uit die army uitkom, toe eindig ons op so half in 'n blanke plakkerskamp hier in Kraaifontein in so 'n karavaanpark wat so vervalle was en ons het so 'n ou karavaan gehuur want my pa het altyd gesukkel om werk te kry en sulke goed en op die ouene toe bly ons nou daar vir 'n jaar lank en dit was toe al vir kerkgrond ook en toe praat die pastoor my en hy sê vir my Trevor, hoekom gaan jy nie Rema toe en gaan leer vir 'n pastoor? En op baie stadium toe sê ek vir hom, ag nee man, ek het nie tyd vir sulke nonsens nie. Want weet ek gaan 'n miljonair word met trok op. Baie stadium toe ek my so 'n ou trokkie gekoop en ek het hom opgebou en ek het met hom begin om te werk aan hom sodat ek met hom kon begin om 'n transportbesigheid te begin. En maar in daai tyd, toe gaan ek een aand saam met 'n klomp jong mense en ons gaan see toe en toe daar nou klomp goed gebeur en dinge wat nou maar weer gebeur het in my familie en goed en ek gaan toe en ek sê vir die Here, as U nie my lewe vat en as ek dan gaan my lewe nooit nêrens kom nie. En ek het daai aand besluit dat ek gaan my lewe vir die Here gee. Want ek het altyd maar die Here in my hart gehad. En jy weet, you began a good work in you will bring it to completion, sê die Bybel. En ek gaan toe en ek het toe besluit daai aand maar ek gaan die Here volg vir my hele lewe. Weet en ek het toe opgepak vir almal se kosgehuis toe en toe ek by die huis kom, toe loop ek nog so daan, ons het so oud huisie gebou met 'n sinkdak op en seile om. My susters het in 'n karavaan gebly en ek het in so 'n ou bus gebly vir daai jaar. So 'n ou busie. En toe kom ek by die huis en sê vir my pa, ek weet toe ek inloop, toe sê hy vir my, Trevor, hoekom gaan jy nie Rema toe nie? Hoekom gaan leer jy vir pastoor? En ek sê toe vir hom, ek het net vanaand besluit dat ek gaan dit doen. En so het hulle my die vorms gestuur en ek het die vorms ingevul en dan vul hulle in en vra hulle wanneer is jy gedoop en wanneer is jy gevul met Heilige Gees en hulle vra ons om te vra. Weet, en ek kan niks van daai goed mee onthou nie. Ek was so jonk geweest toe dit gebeur het. En as ek nog so half onbekeerd ook, dan vat ek die vorms en sê ek, ag maar ek het nie tyd vir die en dan vloek ek en ek gaan en ek gooi dit daar onder die bed in
En na so ruk, dan tel ek dit weer op, dan vul ek weer 'n paar goed in, en so aan, en dan vra hulle weer goed, en as ek sommer weer kwaad, en ek was baie goed gegaan in my lewe, en dan smyt ek daar neer, en sê ek, maar ek tyd vir die, dan vloek ek, en ek gaan aan, en na so ruk, dan tel ek dit weer op, dan vul ek weer in, en op die ouene, toe vra hulle my heel laaste, why do you want to come to Rhema Bible Training Center? En ek skryf dit daarin, because God wants me there. Jy weet, sommer so in groot letters met uitroeptekens, en ek stuur die ding vir hulle, ek sê, as hulle my vat hulle my, as my vat nie, dan dit los, jy weet, en op die ouene toe, laat weet hulle my dat ek moet kom vir 'n interview, en toe sê ons pastoor vir my, dat as hulle sê, ek moet kom vir interview, dan meen dit, hulle gaan my aanvaar. En ek het nog so 'n ou rengeltjie gehad, hy was nie eens op die pad nie, ek het hom reg opgebou, en nog reg gemaak en alles, en toe ry ek met hom op sonder lisensie op die kar, toe ry ek hier op Johannesburg toe, en soos ek opry, toe sê ek, Here, nou los ek die Kaap agter my, ek los hierdie goed agter my, los my verlede agter my, en nou fokus ek op U, ek gee my lewe weer opnuut vir U, ek gaan U volg, ek gee my lewe vir U, weet, en ek het daar besluit, van die Here dien, met my lewe, en ek het toe, gery tot daar sonder enige probleme, en so het ek Bybelskool begin, en dit het my lewe verander. Jy weet, ek het dinge geleer van die Here wat ek nooit geken het nie, nooit gesien het nie, nooit geweet het nie, en toe kom ek terug, en ek was toe 'n jeugpastoor gewees vir die kerk toe vir 3,5 jaar, en toe gaan ons op 'n sending uitreiking Mosambiek toe, en ek het dit so my hart geraak om dit te doen, en ek het so gesien hoe honger daai mense vir die Here is, en dit het my geraak, en ek het net gevoel, maar ek moet teruggaan na die ouens toe, en die missionaries wat daar was, het ge-evangelise, en sê hulle, jong, hierdie mense is so, dit was nou nie vir my reg nie, maar hulle sê, hierdie mense is so dom, dat as jy hulle na die Here toe lei, moet jy hulle eintlik doodmaak, of hulle moet dan doodgaan, dat hulle dadelik hemel toe gaan, jy weet, en dit het my so geraak, en die ouens sê vir my, nee, maar mense moet nie eintlik, hierdie mense verstaan tog nie teaching, en ek voel toe, maar ek moet teruggaan, ek moet die ouens gaan leer oor salvation, en jy weet, wat gebeur wanneer jy tot redding kom, en die doop, en al hierdie tipe van goed, weet, en dom van die Heilige Gees, en so aan, ons ouens doen ons nou maar die dinge, en ek gaan toe, en ek reël dit toe, en ek ry toe die volgende maand, ry ek toe op met 'n Isuzu bakkie, ry ek toe nou op Mosambiek toe, gooi genoeg diesel in, om daar binne rond te ry, daai tyd toe was dit net so na die oorlog, en al die goed, wat gebeur het, en ek gaan toe in, en ek begin met daai ouens, die missionaries het my gereël in plekke waar ek kon bedien, en ek het 4 verskillende plekke gegaan, in 4 verskillende weke, en ek het die ouens geleer, en soos ek met hulle gepraat het, dan staan die tolk partymal stil, en sê vir my, oh, my, en sê ek, you must say what I'm saying, en sê, oh, I can't say, en loop die trane van sy wange af, want hy kan nie glo dat wat ek hulle verduidelik van redding en die bloed van Jesus en hoe Jesus vir ons gesterf het nie. Hulle het dit gehoor, maar nooit verstaan nie. En so het ek dan loop hulle uit die aand, dan gaan loop hulle en soek hulle 'n Bybel om te lees, dit wat ek gesê het, want hulle sit in die aand, eers loop die mense uit toe begin praat, en ek dink nou, waar gaan hulle nou, van die mense? En hier kom hulle weer terug met stukkies karton en charcoal wat hulle by die vuur gekry het. En so skryf hulle op die karton die skrifte neer wat ek gee. En dan loop hulle en hulle gaan lees dit in die dag by mense wat hulle weet 'n Bybel het, en so het hulle weer teruggekom, en hulle het weer kom luister elke aand. So het ek deur dit gegaan, en elke ding was vir hulle 'n nuwe revelation. Eers oor die salvation, toe oor die doop, en toe oor die dom van die Heilige Gees, en laaste het ek met hulle gepraat oor Isaiah 61, that we are the, weet dat, nou, het kom nie in my kop, het swaal baastig geraak, jy weet, en, we are oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor, en dat die Here ons as die kerk gaan oprig in die laaste dae, en dat ons sy heerlikheid gaan weerspieël in die aarde, jy weet, en so aan, en so het ek met hulle gepraat, en ek het hulle gewys die skepe, en goed wat daar geroes is, en al die dinge, soos ek in die dag rondbeweeg het, en op die ouende het die ouens, toe ek nou terugkom, toe hoor ek my ma sê vir my dat in Mosambiek begin die skepe en die trokke en goed wat so staan by mekaar maak, en hulle ry dit as scrap in Suid-Afrika in, en dis wat ek hulle gesê het, en so kan hulle geld maak, en hulle kan dinge aan die gang kry, en toe die ouens dit nogals begin doen, dit was nogals powerful. Maar om lang storie kort, ek het teruggekom,
En ek was net nie meer dieselfde nie en ek het net gevoel die roeping van die Here op my lewe is so sterk, ek moet uitgaan. En ek het in daai tyd toe vir my 'n F250 Ford bakkie opgebou en die hele tyd gesê ek gaan Afrika toe met hom, ek gaan met hom preek. En ek het die bakkie opgebou en my klank opgelaai in die nuwe jaar. Dit was so in 2000, die klank opgelaai en toe gaan ek terug, toe begin ek in die strate preek, eers in die plakkerskamp oor die kerk en toe later toe begin ek nou beweeg en ek het die hele Weskus deurgegaan, deur Namibië later reg deur die Caprivi. Maar ek het met R100 begin. Ek het my skoonma se kar nog reggemaak, toe was sy net my meisie gewees, toe het ek haar ma se kar reggemaak vir 'n topgasket te doen. Ek het nog R90 gekry daarvoor, ek het gevra. En ek het R10 gehad wat 'n Indiër ou vir my gegee het in 'n boksie blikkies kos. En ek het die bakkie so half van mekaar gehad en ek het net gevoel ek moet gaan. En toe het ek R100 in my naam en ek het R80 se petrol in die bakkie gegooi, want hy het so 4 kilos op 'n liter gegee en toe het ek R10 se petrol in die generator gegooi en ek het R10 gevat en 'n blikkie olie gekoop, want die bakkie het net so 50 kilos gery op 'n punt olie, want die ouens het my gesê die engine is oorgedoen en hy was toe nie oorgedoen nie. En so het ek maar net begin. Toe preek ek in Malmesbury die eerste keer, staan ek in die Hoofstraat en ek dink, joh, en ek soms half skaam. Ek is nie gewoond om dit te doen nie. Ek sê eintlik regtig 'n prediker nie, ek's meer 'n teacher. En ek besluit toe, man, ek gaan net dit doen. En een van my pelle het altyd so lekker gepreek en Johan Greiling was 'n prediker daai tyd wat so boodskap gehad het, die blinde bedelaar. Toe steel ek sy boodskap en ek polish hom en ek sit toe my speakers uit en ek klim op die bakkie en ek begin preek. Ek preek die blinde bedelaar. Weet, en so mense gaan stil staan in die straat hier en daar en geluister en so aan. En so het ek aangegaan. Ek is toe in 'n plakkerskamp in, ek het David dien, daar het 'n kerk ontstaan daai dag wat hulle al lank al mee besig was en toe ek nou daar aankom, toe was dit so die perfekte timing. En so het ek in die woonbuurt ingaan, die kledingarea en so het ek op elke dorp. Toe later toe ek nou op en ek het in elke dorp so gepreek. Ek het by die garages geslaap in die aand want ek het die bakkie double cab gebou met 'n matras agterin, het ek so in hom geslaap en ek het eers nie 'n canopy opgehad nie, ek het hom net so gevat en so het ek gegaan en ek het so 'n blik beker gehad wat ek net agter op die hoek gesit het en gesê as enige iemand voel hulle wil ietsie saai, kan jy dit ingooi. In die begin was dit maar harde offerandes, hulle het so getang val in daai blikkie, jy weet. En partykeer het 'n ou sommer vir my net 'n koeldrank gekoop en 'n ander ou sommer vir my uit die fish and chips winkel uit fish and chips gebring. En as ek die R5 en R2 opgeneem het, dan het ek maar net vrugte gekoop en so het ek geëet en so as 'n bietjie meer dan gooi ek petrol in en so het ek aangegaan. En later toe kom ek op Vredendal aan en ek sê toe vir die Here, maar ek wil meer bereik om net so te preek, dis wonderlik. Jy weet, mense het soms net tot bekering gekom. Mense het hulle hande opgesteek af ver in die straat, jy weet. Eers eendag so ek in Pakketberg. En terwyl ek daar is, kom ek en ek preek die dag daar op die plein voor die Shoprite het ek gestaan. Ek het toe geleer daai tyd, jy moet net staan, jy moet dit maar net doen. Of daar nou mense is of nie. En ek het nie eintlik toestemming gevra nie, ek het dit net gedoen. Weet, want as jy toestemming vra, dan sal mense altyd sê nee. Ek het by Darling ingegaan en toe vra ek die burgemeester, daar vra ek toe by die kantoor, ek wil ooplig te doen. Toe skree die burgemeester sommer daar uit die kantoor uit. Nee, julle doen nie hierdie goed hier by my nie. Sê vir daai man hy moet loop. Jy weet, en ek het net ek sê nee, is reg meneer, toe loer ek my so by die deur en toe sê nee, is reg meneer. Ek verstaan. En ek het uitgeloop. En toe daai dag te voel ek, dis nou waar ek my voete kan afstop soos die Bybel sê, maar ek sal dit nie doen as getuienis teen hulle nie. En ek het toe gery en toe gaan ek net daar in die woonbuurt in en toe preek ek in elk geval. Toe besluit ek daai dag, ek gaan nou maar net dit doen. En so het ek gegaan. En ek het op Vredendal gekom en baie keer het ek net in die kerk ingegaan. Ek het daar by die AGS ingegaan en ek het vir die ouens ek woon die diens by en dan in die aand wanneer hulle uitloop, dan groet ek nou maar net en dan hoor ek, kyk ek maar as op die pastoor my praat of iemand, want die Here het toe my daai skrif gegee wat sê, when you go into a town, look for a man of peace, and if they receive you, then leave your blessing with them, and if they don't receive you, dan gaan jy uit in die stof uit af, weet.
En ek het toe daai man of peace principle gevolg en as 'n pastoor vir my oopgemaak het, dan het ek onder hom submit en ek het vir daai hele week wat ek daar is, het ek onder sy bediening submit en hulle gehelp met wat ek kan doen. Ek het al kerk se fondasies gegrou en ek het met die jeug gehelp, veral daar in Vredendal. Toe was ek so by die AGS en ek het ingekom en ek het hulle gehelp fondasies grou. Ek het met die youth ministry aangegaan. Ons het gegroei van 8 jong mense tot 50 jong mense in 1 maand se tyd, want ek het toe 'n hele maand daar gebly. Baie stadium het ek toe nog aan my bakkie ook gewerk op 'n plaas, so nou en dan aan 'n radkas ingesit. Dit was al eintlik op Pakketberg en ek het daar die dif reg op Klawer die dif voorgedoen en so het ek aangegaan. En eventually daarso het ons oopbeligte gehou met hulle jeug en jong mense. Ek was op die radio gewees, ek het in die skole gepreek en die Here het net die deure wonderlik oopgemaak, weet. En so het ek toe nou van daar af na 'n maand toe sê ek pastoor, voel my die Here Heilige Gees lei my, ek moet weer verder gaan. En ek het op die ouene toe nou, hulle bless my toe met R1000, eerste groot geld wat ek toe nou 'n bietjie gekry het. En toe gooi ek met diesel in en alles en daar het ek ook 'n mission couple ontmoet wat missions wil doen. En toe is ek daar weg en so het ek gepreek weer by al die dorpies op. En ek het daar by Garries gekom en toe was daar 'n jong ou, toe staan ek voor die Shoprite en ek preek en daar's 'n jong ouetjie en hy kom so uitgeloop en hy sê vir sy sussie, ek wil luister wat sê die oom. En nou preek ek en die speakers op 300 watt klank en ek preek al voor die Shoprite en die ouens mense skarrel so uit die winkel uit as hulle sommer weg. En so het ek maar net gepreek en hierdie seentjie kom maar uit en hy sê vir sy sussie, ek wil luister wat sê die oom. En sy sê nee man, kom ons loop. Hy sê nee, los my uit. En hy gaan staan daar en nou staan ek die kant van die pad en hy staan daai kant van die pad en ek preek. En toe ek klaar is, toe maak ek 'n uitnodiging vir iemand om hulle hart vir die Here te gee en so aan. En die seentjie staan net daar en hy steek sy hand op. En terwyl ek die sinner's prayer bid, sien ek hoe bely dit agter my aan en gee sy hart vir die Here. En dit was vir my so powerful. Net daai een persoon was vir my die moeite werd, weet. En sy sussie het later geloop, maar hy het sy hart vir die Here gegee. Maar so het ek deurgegaan. Ek kan julle stories vertel van mense. Ek het nou net nie tyd op Citrusdal, ek gaan nou weer 'n bietjie terug. Op Citrusdal Citrusdal het ek gegaan en ek staan en preek en ek sien so 'n mooi vrou kom en sy staan daar met die pram en die babietjie. En daai tyd kom sy en sy gooi R5 in en haar man kom toe daaraan, toe's hulle 'n pastoorspaar en hulle nooi my toe om by hulle te bly en ek het saam met hulle uitreike gedoen en alles op vir 'n hele 2 weke en later toe veral om weer terug te kom en ek het weer teruggegaan na hulle toe en nog goed gedoen en toe was hulle 'n pastoorskappel wat baie eensaam was, baie alleen was. Hulle het niemand gehad om mee te praat nie. En toe ek nou daai tyd daar was, toe voel ek dis waarvoor die Here my gestuur het om met hulle te werk. En ek het met hulle gepraat en net encourage en net bemoedig en was net saam met hulle daar, net saam met hulle goed gedoen. Want hulle was so eensaam, weet. En dit was my nogals amazing. En dit het ek baie gevind op die pad, dat predikers of goede baie eensaam was. Dat baie secluded gevoel. Jy weet, daar word deur die dorp half nie altyd ingetrek nie. En mense weet ook nie, jy weet, baie goed wat ek ervaar het met dit. En ag maar so is ek deur die Weskus en ek die Here vertrou vir geld. Ek kom toe op Springbok byvoorbeeld en toe ek in die kerk inloop, toe sê die pastoor, is jy die ou wat so preek in die straat? Ek sê ja. Hy sê wil jy nie sommer bedien nie? Ek sê ja nee, dis reg pastoor en ek gaan toe en ek stap vorentoe en ek begin te bedien en ek bedien die ouens profeties en alles. En toe ek uit die kerk uitloop, toe druk die mense net die geld so in my sakke. As hulle my groet, dan is daar 'n paar rand in my hand. Weet en dan sit ek dit terug in my sakke en so gaan dit aan. En ek sê toe maar weet en ek het die Here vertrou vir R3000 want ek wou Namibië ingaan. Ek het niemand in Namibië geken nie. Ek het nie eens geweet hoe dit lyk daar nie, niks. En op die ouene toe ek Springbok uitry het ek R3000 gehad. En ek het my bakkie vol diesel gemaak. Ek het so 250 liter diesel gevat. Ek het toe al 'n diesel engine ingesit. Ja, van die petrol engine af het ek al 'n diesel engine ingesit so op die pad. En toe ry ek daar deur die grens. En ek is Namibië in. En so het ek gepreek van dorpie tot dorpie. En eers op Grootfontein, toe begin die deure weer oopgaan. Toe skakel ek met daarin met Grootfontein se AGS kerk, pastoor Boet Prinsloo. En ek het by hulle gebly toe vir 'n maand. Ons het straatuitreike gehou. Ek het vir hulle onbereikte stam gaan doen, die Okanjeras.
Dis ook 'n hele storie op sy eie, hoe ons met die pangas wou wegjaag en alles, maar hoe ons daardeur is en ja, so baie goed daar ook gedoen, ook met die jeug gewerk en die jong mense. Hallo? Sê iemand iets? Wat? In elk geval, en toe is ek toe gaan ek Roenlo toe en daar het ek weer 'n pastoor ontmoet en toe het ons ook crusades gehou en veldtogte en al goed, ook 'n couple wat baie alleen was en dit was so amazing, weet, en so, en toe deur Roenlo toe gaan ek vertrou ek die Here weer vir geld dat ek kan in Zambia ingaan en toe is ek later deur die grens en ek is Zambia in en ek het gery tot in Kitwe want hulle het vir my gesê hulle wil 'n Bybelskool begin daar. En ek het in Kitwe gekom en ons het daar crusades gehou en veldtogte en allerlei goede en op die ouende toe besluit ek gaan 'n Bybelskool plan daar en toe ry ek weer terug en ek het 11,000 kilos gery en 11 maande lank gevat om dit te doen. Die hele jaar so op die pad by die garages geslaap, partykeer in hotelle geslaap, partykeer in maak nie saak hoe dit was nie. Die Here het net die hele tyd voorsien en ek het met R100 begin en ek het toe ek terugry toe sê ek, Here, ek vertrou U vir so R2,000 dat ek nou net kan vakansie hou, my meisie kan terugbring want toe los sy my omdat ek so op die pad is. en ek het by die huis gekom en ek het R2,000 gehad. En ek het in Desember vakansie gehou, ek het daar teruggewen. Ons het eventually toe daarom getrou en die volgende jaar toe is ek weer op met net 'n drom diesel, maar dit sal ek op 'n ander keer dalk vertel en ons het die Bybelskool gaan plant in Zambia. Julle het ook gevra dat ek net sê waarmee ek kortliks besig is. Ons is nou op die stadium, ons het 2 jaar terug 'n kerk geplant, Hillside Ministries. Ek was so vir 13 jaar was ek voltyds en toe vir so 13 jaar het ek in transport ingegaan in besigheid en ek het so 3 jaar terug het die Here my baie sterk gepraat dat ek moet terugstap in die bediening in en ek verstaan nou hoekom. Jy weet en ek het teruggekom, is nou 'n moeilike pad, ons struggle maar nog bietjie en ons vind nog ons voete by die COVID wat ons kerk nou heeltyd moet toemaak en al daai goede, maar almal gaan na deur. Weet in die besigheid en goed, ek doen so tentmakersbediening, ek maak bietjie karre reg, sprei, doen engine service, sulke goedjies om my aan die gang te hou. Maar ons het toe kerk geplant, ons kom by 'n kleuterskool bymekaar, ons maar net so 16 mense, ons is eintlik so 25 op die boeke, maar jy weet mos daar daag net die helfte op. En maar ons het nou begin, ek het toe oor die lockdown tyd die Here my gepraat om 'n sleeppad te bou waarmee ek 'n drive-in church begin. En ons gaan nou hierdie Sondag die eerste diens hê by die Velodrome parkeerarea van die Velodrome stadium gaan ons 'n drive-in church begin. Ons het die stage gebou, die budget was R50,000 en dit sou my so 6 maande tot 'n jaar gevat het. En die Here het so voorsien dat ons hom gebou het binne 3-4 maande en ons budget was so 15 na 20,000 rand toe. En waarmee ons dit toe nou eventually gedoen het. En dis klaar en ons nou nog net die trailer weer lisensieer en nog so 'n paar goedjies doen waarvoor ons nou maar nog vertrou. Maar ons gaan Sondag begin met ons drive-in church. Julle kan die advertensie kyk op Facebook en so aan. So ons is baie opgewonde daaroor en ons glo dit gaan iets nuuts wees. Dit is 'n nuwe tyd vir nuwe dinge en omdat ek in oopligte was, glo ek die Here gaan ons kragtig gebruik in dit. So dis waarmee ons nou besig is. Maar voordat ons net verder, ek wil net graag vir julle bid. Vader, ek dank U vir die manne, Here, ek dank U vir die manne wat bymekaar kom, Here. Vader, ek wil bid dat U hulle lewens sal aanraak, Here, dat hulle roeping sal besef, Here, dat U hulle nie sal uitlos totdat hulle vervul die doel waarvoor hulle op hierdie aarde is, Here. En in 'n tyd soos hierdie, Here, is die tyd waar ons regtig waar ons swaard moet optel, waar ons moet ons skuld opneem, Here, waar ons moet ons voete vir die bereidheid van die evangelie aantrek, Here, want die tyd is ryp vir die evangelie om verkondig te word aan die ganse mensdom, Here, soos nog nooit van tevore nie. En ons dank U vir dit, Vader. Seën hulle, bless hulle in Jesus naam. Amen. Dankie julle vir die geleentheid. Sure, dankie Trevor. Ek is seker daar gaan baie vrae wees. Ja, nee, baie dankie vir jou tyd, ons waardeer dit. Manne, ek is seker daar's manne wat 'n paar vrae het, as jy iemand wil iets vra vir Trevor, asseblief.
Daar niemand nie. Ek is seker om dit. Trevor, ja, ek het net ek het nou 'n vraag wat nou heeltemal van die ander kant af kom, maar op 'n stadium, ek kan nie onthou wat die jaar nie, was lank terug gewees, het ek en my vrou uitgekamp hier op die Weskus Hoekal. En daar het 'n man verbygekom en die man is nog baie sterk in my gedagtes met so 'n groot double cab bakkie was. Dit moontlik dalk jy gewees. Dit moes ek gewees het, so gryser. So gryserige, groenerige kleur. Gats, ek kan nie die kleur onthou nie. Ek kan net onthou dit was 'n groot bakkie en daar was agterop groot geskryf, "You think my bakkie is big, my God is bigger." Ja, nee, ek weet nie of dit ek was nie. Myne het niks opgehad nie. Maar hy was 'n groot F250 left-hand drive ene nog gewees met 'n uit so hoog gestaan met die double cab. Ja. My Ja. man, ja, in die Titus Bay kampplek het jy 'n draai kom maak dan. Ja, ek was al by Titus Bay om, ja. Ja. Ek kan jy nog baie goed onthou. Okay, wonderlik. Dis min dat ek mense kry van daai kant af wat dit gesien het en onthou. Dit wys jy het 'n impak gemaak. Ja, prys die Here man, wonderlik vir dit. Ja. Ek is nou nog in kontak met meeste mense wat ek op die pad ontmoet het. Ek het al weer teruggegaan en dienste gaan hou en goed gaan doen. So baie opvolg al gedoen, weer met alles wat ek gedoen het. Is Trevor, iets wat my nogal bekommerd is in die laaste ontwikkeling van die laaste 2-3 maande is ISIS wat nou so pos gevat het in Mosambiek, nee. Ek dink dis nogal 'n Trevor, hoe is jy daar? Dis nogal 'n concern daai, nee. Ek weet nie of jy dit die nuus volg nie, maar dit is nogal ernstig. Veral veral in wat is die een stad in Mosambiek? Sirië? Nee, in Ponto nie. Maar anyway, ek noem dit, ek weet nie of julle dit volg nie, maar dit is nogal 'n probleem, nee. Ek weet nie hoe ou dit stop nie. Jy weet hoe. Ja, wel, ek dink ook maar die groot ding is dit wat ons saai in 'n land in met die woord. Jy weet 'n ou moet maar net vertrou dat daai saad sal bly groei. Jy weet, baie keer verdrukking maak die kerk sterker. So ja, dit is moeilik. Mens weet nie. Maar ja. Nee, ek het dit toevallig, dit kom nou so 'n paar maande aan en gisteraand is dit weer op die nuus gewees toevallig. Jy weet wat van die ja, ek het nou nie gesien. Ja, ek het dit nou nie gesien nie. Anyway. Ja, ek wil net weet hoe jy daar in Suidwes, ja, seker daai tyd Suidwes deur gaan dit op die Grootfontein. Jesus, dis 'n baie tyd daai jong. Ek meen, hoe voel 'n man na as jy die 5de, 6de dorpie of 'n man slaat, voel seker maar later mismoedig en goeters of ja, hoe werk 'n man daardeur? Seker maar leer. Ja, nee, kyk, ek is lief vir langpad. Ek het nog altyd gesê ek gaan trokke ry, jy weet, en ek's lief vir langpad. So vir my was daai stretch soos die lekkerste tyd om te bid, ek wou net aftrek, net daar in die veld in ry en kamp, jy weet. Dit was vir my so lekker om uit die dorpe uit te wees en eintlik daar in die veld alleen te wees. Dit was wonderlike tye met die Here. En dan as 'n mens op 'n dorp aankom en jy kan so bedien en mense bereik en goed, weet baie keer die speedkops daar kom staan en kyk hulle my net so en dan ry hulle maar weer. Hulle los my man net uit. Die polisie gekom en kyk hulle my man net so en dan ry hulle maar weer, jy weet. En toe ek deur Namibia is, toe sê een van die pastore vir my, hoorie, het jy 'n permit om dit te doen? Ek sê nee, wat 'n permit? Toe weet ek nie as ek met 'n permit het om dit te doen nie. En hier gaan ek met my Kaapnommerplaat reg deur Namibia preek in al die strate, Plakkerskampe en al die voete. Ja. Trevor, ek herken jou van ongeveer 6 jaar terug. Jy het vir Jaco Hokker hulle gehelp om te trek na Betuli toe. Wow, okay. Ja. Sure, die wêreld is klein. Ja. Ja, ek het so vir 12 jaar het ek transport gedoen, want toe ek het 'n kerk in Ceres ook geplant, nou na al die goed beplant ek 'n kerk in Ceres. En ek het so 'n bietjie van 'n terugslag gehad, ek het assistent pastoor gehad en toe steel hy nou geld waar hy gewerk het en dit het my kerk so nak gegee dat ons finansiëel toe nou maar
eintlik nie meer kon aangaan nie en toe het ek half vies geraak of nie vies nie, ek het maar net besluit ek gaan nie meer in die geloof net so afhanklik wees nie, want toe het ek al 'n vrou, ons my eerste kind was op pad en toe besluit ek gaan 'n trok koop en ek gaan begin transport doen. En ek voel tot vandag toe amper dit was een van die grootste foute wat ek gemaak het, want dit het my toe so opgevat en ek was so in dit besig dat ek die bediening half een kant toe geskuif het, my 12 jaar gevat om weer terug te kom in die bediening en heeltyd 'n passie gehad, heeltyd wil ek dit doen, maar jy weet die vrou en die kinders en al die goede en 'n man moet voorsien en die Bybel sê as hy ou nie vir sy huis sorg nie, is hy erger as 'n sondaar, jy weet. En met dit in my hart, maar ek glo ek het baie gemis, maar terselfdertyd het ek baie geleer en die Here het my so bietjie baie dinge uitgehou. Jy weet, want die kerk het in baie goed ingegaan, vir al die karismatiese kant en ek dink die Here het my baie keer uit dinge uitgehou vir 'n season en vir 'n tyd soos nou om weer terug te stap en in die dinge in te gaan, jy weet. So het jy nog daardie trek, Laurie? Nee, ek het dit alles verkoop so 3 jaar terug, want toe besluit ek slag die beeste soos Elisa gedoen het, uit die osse geslag en uit die mantel opgetel. Ja. Ja, nee, dit is lekker. Is manne, is daar nog enige vrae vir Trevor? Of Trevor, is jy kan nog met ons deel, ons het nog 'n paar minute oor, as jy enigiets nog met ons wil deel, as jy meer is welkom. Ja, nee, ek is net opgewonde oor wat die Here nou doen, weet, en ek dink net dat ons lewe in 'n tyd nou, soos ek gebid het ook, jy weet, waar ons moet meer aandag gee aan die roeping wat die Here vir ons lewens het. Jy weet, ek dink gisteraand praat ek so met die ouens, hierso met ons home cell, en toe sê ek, jy weet, dat ons karismatiese ouens, ek weet van julle ouens seker ook so, maar jy weet, ons besef proef dat daar 'n roeping op ons lewens, en dat ons lewens het die Here het 'n doel met ons lewens, soos hy vir Jeremiah gesê het, I knew you before you were formed in your mother's womb. Jy weet, I set you apart, en die Here het 'n doel en 'n plan met elkeen van ons lewens, en ons moet dit pursue. Ons kan nie dit net los nie, ons kan nie net, baie mense sê, Here, kom, vat my en gebruik my, en wanneer u wil, en soos wat u wil, en so, jy weet, wanneer die tyd reg is. Ons word baie keer geleer wanneer die tyd reg is, maar die tyd is nou. Jy weet, vir my in die kerk, toe ek besluit het daai tyd om dit te doen, die kerk van sê, nee, jy kan nie uitgaan nie, en dit is dit, en almal het my probeer in die kerk hou, maar die Here het vir my gesê, gaan die hele wêreld in en maak disippels van alle nasies, leer hulle, doop hulle, jy weet, en ek het gegaan by faith, soos ek gesê het met R100, jy weet, en met daai R100 het ons begin, ek het daai hele Weskus gedoen, 11.000 kilos, 11 maande gevat om dit te doen, 'n hele jaar. Ons is die volgende jaar na 'n Bybelskool gaan plant, wat ons vir 3 jaar gehardloop het. Ek het 'n kerk geplant, ek het met 'n tent rond beweeg vir 'n jaar lank, wat ek tentdienste en veldtogte gehou het, en al daai tipe van goed, en dit alles, omdat ek gegaan het. Jy weet, en ek dink baie keer met ons net ons geloof aktiveer, en sê, Here, hier is ek, as jy my kan gebruik my. En soms al lyk dit snaaks, die Bybel sê, it's the foolish things that confounds the wise. Jy weet, om op 'n bakkie te staan en preek, is nou nie die hoogste rang, kan ek sê, of, hoe kan ek sê, jy weet, die smaakste ding nie, maar, dis effektief, en baie mense sê, ja, maar wat van die crash, daar is nie crash, en dit maak nie vir my saak nie, is daai ou wat daar in sy huis sit, is die ou wat in die straat op die hoek sit, is die mense wat binne in die Shoprite werk, hulle het al uitgehardloop, dan kom hulle, meneer, ek werk, kan jy net gou vir my bid nie, my huwelik, dit en dit, en dan bid ek vinnig vir hulle, en dan hardloop hulle weer terug om verder te gaan werk, hulle het net gou die manager gevra of hulle vinnig kan uitkom, dan loop die trane. Ek het eendag gesit in 'n parkie in Reebot, en ek het daar gepreek, en net een vrou het uitgekom, en sy het daar deur so geklap toe sy uitkom, en die ander tannietjie daar in die tuin gewerk, al wie daar was. En ek het gepreek, en daai vrou het my so geluister, en laat my so eers so aangekyk, en later sit sy daar op die bankie, en sy kyk my so, en later toe huil sy, dat sy 'n wit t-shirt aan het, sy tel hom so op, en sy veer die trane net af. Gelukkig was sy ver genoeg, maar sy het so gehuil, en sy's in die huis nadat die sondagsgebed het gesien hoe bid sy dit, gee sy haar lewe vir die Here, en sy's in die huis in. En toe kom die tannietjie met 'n skinkbord en koekies en koffie, en sy bring dit vir my, en sê, baie dankie vir daai woord, en toe eet ek nou koekies, en ek drink koffie, jy weet, maar sulke goed het gebeur.
dit was so awesome. Partykeer net daai een persoon. Ja, daar was tye wat ek hele skool voorgepreek het, skole. Daar was tye wat ek mense gehad het wat gegather het. In Zambia het sommer 500 mense op 'n veld bymekaar gekom, 1000 mense op 'n veld bymekaar gekom en geluister. Weet. So just start by faith. So dankie. Dit is jy sê jy laat ons half wat die regte woord so onbevoeg voel vanoggend. Dat ons so min doen en dat daar so baie is om te doen. So weet ek moet net vir jou sê ek het ek is nou weer 'n bietjie opgegeer vir die naweek en vir die week wat voor lê en dankie vir jou positiwiteit en dit is lekker om saam met positiewe mense te raak. Ons het ou kan so vinnig gevaarlik, is so gevaarlik om saam met mense deel te wees, veral nou in die tye wat ons juist nou in is wat mense so negatief is. Want daar is soveel negatiewe goed rondom mense, weet, so dat ou net laat daar so nou en dan weet het as jou boodskap nodig net om te sê, maar weet dit is nie all doom and gloomy, daar is uitkoms vir ons almal. Ja, so baie dankie vir jou, Trevor. Ek gaan vir as daar nog enigiemand wat iets wil praat. Terwyl ons nou so kyk, ek wil my groot vir die twee brandende harte daar vir Jaco, jy kan my hoor, né? Ja. Wil jy nie vir ons, ek weet Jaco, dis baie na in jou hart op die uitreik en so aan vir ons afsluit en dan sommer net vir Trevor ook bid met vir hom en sy familie en sy uitreik en sy kerk. Vir al die manne seën ook asseblief nie Jaco, so dan kan ons afsluit, dan ons so 'n bietjie chat na dit. Goed. Kan ek net voor hy bid gou nog een dingetjie vra? Ja, asseblief. Luister maar, soos hierdie trailer wat ons nou gebou het, is 'n meubel waar hy maak aan die kant oop. Nou, ons wil in die woonbuurte ingaan met hom en net so op so random crusade wat nou lekker is, hy het ligte op, so ek kan dit in die aand ook doen, maar nou hoor ek die ouens sê hulle skiet en hulle gaan aan. Soos julle ooit hoor van 'n plek waar ou kan gaan of weet van so iets, 'n area waar daar mense is wat ou kan ontvang in daai area. En soos ek sê, ons wil by die parkeerarea, ons het nou aangesoek by Brackenfell se Fairbridge Mall. Ons wag net om antwoord te kry. Die velodrome gaan ons net doen. Daar's nie toestemming nie, niks nie, ons gaan dit net doen. En ons trou die Here vir mense gaan kom. En dan wil ek ook, ek weet dit gaan baie moeilik gaan miskien, ek het dit al bietjie gedoen in die blanke area, selfs parke, wil ek net gaan en ons wil die evangelie verkondig en net eintlik bemoedigingsboodskappe preek, weet wat mense kan stuur om hulle harte vir die Here te gee. So as ons ooit sulke geleenthede kom, ons soek ook 'n oop veld iewers waar dit stiller is, waar mense kan miskien meer as een diens hou. So as julle weet van enige so iets of iets om ons mee kan help, sal dit baie great wees. Alright, dankie, dis al wat ek wou sê. Okay, kom ons bid. Ons Hemelse Vader, ons dankie. Baie dankie dat ons as broers en ons as u kinders vandag vir oggend, Here, kon geluister het, Here, na hierdie getuienis van Trevor. Here, dankie dat hy gehoorsaam is aan u en hy is 'n voorbeeld vir ons elkeen om uit te gaan, want dit is u groot opdrag. Ek bid dat u hom sal seën, bid dat u sy vrou sal seën, sy gesin sal seën. Ek bid, Here, dat u vir hom deure sal oopmaak. U beloof as u deure oopmaak, kan niemand weer daai deure toemaak. Yes, amen. En ons dankie, Vader, vir u goedheid vir ons elkeen en dat u wil geskied in ons lewens. In die naam van Jesus. Amen. Baie Dankie dankie. Jaco. Dankie Trevor, ons waardeer dit. Presies. Dankie vir julle. Dankie, Trevor. Okay. Thanks. Hoe laat Sondag gaan julle begin daar op die velodrome? 7 uur die aand. Ons sal so van 6 uur af al wees, maar ons gaan 7 uur begin. Right start. So ja, loer in. Trevor, is fantasties dat jy nie deelneem aan
aan 'n lam gees van ek kan niks doen nie, want dit is dit en daai nie. Ek dink dit lyk vir my en ek wil nie judgmental wees oor iemand. Ek verstaan heeltemal onder watter druk kerke is vandag. Maar baie keer ervaar ek is almal net gerekapituleer. Hulle sê sorry man, ek kan niks doen nie, want is dit en siekte en maar daar kry mense wat goed doen, 'n verskoning soek om dit nie te doen nie, dan kry jy ouens wat 'n verskoning het en dit nie doen nie, en dan kry jy ouens wat dit doen ten spyte van 'n verskoning wat hulle het en moes steeds. Ja. En baie is wonderlik om dat jy in die geloof uitstap en net te dink doen. Daar's sekere beperkings wat ons nou maar het en nie kan doen nie. Of sal groot moeilikheid veroorsaak, maar daar's baie wat jy kan doen. En ten spyte daarvan en ons word almal op 'n manier gedreig, op 'n manier is dit asof die vyand die kerk wil stil hê in die tyd. Ja. En ek dink die Here wil hê ons moet stil wees. Ek dink ons moet integriteit hê, dink ons moet slim wees. Soos slange, maar ons moet opreg wees soos duwe nog steeds doen wat die Here wil hê. Ja. Ja, nee, dis waar. Jy weet, en soos ons gaan nou, hy trailer is eintlik nie eens op die pad nie, moet dit nie sê nie. Hy's geskraap gewees. Ons moet nou nog die proses om dit alles te doen. En maar jy weet, om te wag vir sulke goed die hele tyd. Ek voel al soos 'n perd wat uit die stal uit moet kom. Jy weet, ek sit al vir 5 maande en wag om aan die go te kom en nou gaan ons dit net doen. En die res sal byval soos dit kom. Amen. Wonderlik.